Goeiemôre vriende, hier op hierdie Woensdag, die 21ste Januarie 2026. Mag dit vir julle 'n wonderlike dag wees, klein Saterdag. Maar ja, by die stadium moet hou net jou kop laag hou, né, soos wat dit begin alles optel nou weer in oral waar julle werk. Maar mag dit vir julle 'n mooi dag wees. Kom ons raak net so vir 'n wyle stil. Here, ons kom vanoggend na U toe en ons kom dink aan daardie 13 kinders, 14 kinders wat oorlede is in daai groot motorongeluk. Ons kom dink aan hulle ouers, aan hulle sissies, aan hulle boeties, aan hulle mammas en pappas, hulle oupas en oumas. Here, en ons kom vra vir U om by daardie gemeenskappe te wees. Here, mense kan nie weet waarheen mense gaan as so iets gebeur nie. Hou vir hulle ook in hierdie baie moeilike tyd vas, Here. Here, ons kom bid ook vir al die reën, baie dankie vir al die reën wat daar bo in die noorde val, Here. Ons kom bid ook terselfdertyd vir die oorstromings en vir die mense wat baie goed verloor het en ook hulle lewens verloor het. Here, met al hierdie goed moet ons maar kom bely dat ons as mense se koppies is te plat. Here, ons verstaan nie die goed nie. Ons weet nie hoe al hierdie goed in mekaar steek nie. Daarom kan ons maar net na U toe kom, voor U buig as die almagtige, alomteenwoordige God. En Here, die een ding wat ons wel weet en wat ons vir mekaar moet kom sê is, dat niks kan ons skei van die liefde nie, selfs die dood en sy magte kan ons nie skei nie. Here, ons kom dit in Iran, vir daai mense wat ek nou dink, al oor die 12.000 mense, gewone mense doodgeskiet is, deur daai absolute verfoeilike regering, Here, ons kan dit nie iets anders noem nie. Verrotte regering. Here, kom vra ek vir U dat U in die besonder by hulle ook sal wees, by hulle naasbestaandes. Here, dat hulle ook in hierdie tyd sal sterk staan en help ook, Here, vir hulle elkeen dat daardie regering omvergewerp kan word en 'n nuwe regering daar gestel kan word met 'n oordentlike waardesisteem. Dankie Vader dat ons so vir mekaar kan bid. Ons kan bid ook vir ons eie regering. Here, ons kom dra hulle aan U op. Amen. Vriende, mag daar vir julle genade en vrede en oorvloed wees, omdat julle God ken, Jesus ken en die Heilige Gees ken. Ons is nou amper klaar met Kolossense. Ons het gister letterlik by een versie stilgestaan, hier waar Paulus vir die mense in Kolosse kom sê het, hoor hierso, volhard in gebed, wees waaksaam en dankbaar en bid te gelykertyd ook vir ons, kom sê hy dan nie. En dan die volgende ding, en dit dink ek hierdie vers wat Paulus sê, kyk, kom bid dit natuurlik nou vir hulle apostels persoonlik, liewe vriende, maar ek dink dit moet ook vir ons gebid word, want ek en jy is nog met een kinders van die Here. En ons groot werk is om disippels te maak vir alle nasies, doop hulle in die naam van die Vader, die Seun en die Heilige Gees. Kom sê Jesus vir ons aan die einde van Matteus, né? So dit is ons almal se werk. So wanneer hy hierdie gebed kom, bedink ek is dit 'n gebed wat ons vir mekaar moet bid. Waar hy kom sê, die volgende kom sê, hy sê, bid dat God vir ons 'n deur vir die woord oopmaak, sodat ons die geheimenis van Christus kan verkondig, waarvoor ek hier gevangenes sit. Ne? En vriende, ek dink dit moet ons gebed vir hierdie jaar ook wees, daar by die werksplek. Vriende, ons kan nie toelaat dat ander gelowe, en ons moet respek hê vir hulle, en ons moet lief wees vir hulle, maar ons kan nie toelaat dat hulle ons monde snoer, en dat ons nie ons goed kan uitleef nie. Jy kan nie toelaat dat hulle ons monde snoer, en ons daar wat vir ons belangrik is, nie doen nie. Daardie sê ek nie, druk hulle af nie. Dit is die laaste ding wat ons moet doen. Mense moet juis van ander gelowe, Jesus se liefde, elke dag in ons sien, en dan later eintlik wil sê, maar ons wil deel raak van so 'n gemeenskap van gelowiges, né? So, kom ons bid vir die Here ook, dat hy inderdaad vir ons 'n deur vir sy woord sal oopmaak, deur ons, sodat ons die geheimenis van Christus kan gaan verkondig aan die mense by die werk, in ons familie, hier in die regering, in die staatsdiens, in die privaat sektor, oral, liewe vriende, dat ons die woord van die Here onbevrees sal verkondig. Die alternatief is baie erg, vriende, as jy kyk na Islam en wat hulle verkondig, dis dood vir almal wat nie saamstem nie. Dis te lynreg teenoor die Bybel, dis lynreg teenoor Jesus se boodskap van liefde wat hy reg deur die Nuwe Testament kom gesê het. Dis lynreg teen die boodskap van die enige God wat mens kom word het in ons plek omdat hy ons liefhet, juis om in ons plek vir ons sondes te kom sterwe, né? So kom ons bid vir die Here ook in hierdie land en weier in Afrika en in die hele wêreld dat mense nie
sal bang wees om hulle monde oop te maak om Jesus te verkondig nie. Vriende, dit is al evangelie, dis al woord wat regtig hoop inhou vir hierdie wêreldjie waarin ek en jy leef. Die woord van God, die woord van Jesus, die woord van die Heilige Gees, liewe vriende, wat hy kom spreek in hierdie boek van ons, wat ons die Bybel noem. Liewe vriende, is lewendmakend, lewendgewend vir mense rondom ons. Kom ons vra vir die Here dat ons daardie moed sal hê en van oortuiging om met mense te gaan praat, dat hy vir ons inderdaad 'n deur sal oopmaak vir die woord, sodat ons die geheimenis van Jesus kan gaan verkondig. My 5 sent volgend. Mag julle God se liefde ervaar, sy genade ervaar en sy teenwoordigheid ervaar. Amen.